Man in die rolstoel, episode 5. Carmen is duidelik onvas op haar voete toe sy naderkom om by Rion se oop venster in te kyk. Van skok en trauma, verseker nie as gevolg van drank nie, weet hy. Inbrekers het oom Harties in sy huis oorval en met 'n pyp geslaan en 'n mes gesteek. Hulle het hom geforseer om sy kluis oop te sluit vir kontant en vuurwapens. Nadat hy oopgesluit het, het hulle hom eenkant toe gestamp. Sy laat sak haar stem en raai. Blykbaar steek hy sy haalgeveer en panic button onder die mat, onder die bed, in die ander hoek van die kamer weg. Slim, nee, want dis presies daar waar hy geland het nadat hulle hom gestamp het. Toe kon hy homself verdedig en 'n paar van hulle raak skiet. Rion vra, weet jy dalk hoe groot was die groep? Wat is die moontlikheid dat dit die bende van die blok is? Oom Harties het 8 van hulle getel. Die manne van Buffalo Sekuriteit glo, dit is dieselfde groep. 'n Swart Volkswagen Polo het tydens die chaos uit ons straat weggejaag. Volgens daardie mense wat op die hoek bly, sy wys waar die straat 'n effense draai maak. 'n Soortgelyke voertuig was die dag van Tant Lelani se moord ook in die omgewing opgemerk, en hulle is blykbaar nie by die hoofhek uit nie. Sy skep 'n oomblik asem. Hy dalk iewers gaan stilhou onder 'n boom of 'n ding. Die chopper wat oor ons vlieg, soek nie net na mense nie. Hulle soek ook na daardie Polo. Rion kan nie help om raak te sien hoe haar hande ruk nie. Hy wens hy kon uit die kar klim en haar in sy arms toevou. Hy vra, Carmen, is jy alright? Het iemand vir jou iets vir skok gegee? Sy deins terug, nee, ek kan nie iets drink vir skok nie, dan sal ek nie hoor wanneer hulle terugkom nie, en nou het hulle boonop vir Snipper, en Snipper was my alarm, my waarskuwing altyd. Haar gesig vertrek skielik en sy begin snik. Wie of wat is Snipper? Vra Rion, en steek sy hand na haar toe uit om haar te kalmeer. Hy raak aan haar arm, en toe sy naderkom, gaan dit sommer vanself om haar middel. Snipper is oom Harties se klein hondjie, 'n Jack Russell. Hulle het hom met 'n skerp voorwerp gesteek. Die bliksem sal ons sien, niks en niemand wat in hulle pad beland nie. Maar ek glo nie hulle sal vanaand terugkom nie, Carmen. Hier is te veel lede van die maag, en forensies gaan boonop in jou tuin rondkrap, as daar nou 'n oorledene daar lê. Tensy jy by familie of vriende wil gaan oorslaap? Nee, ek het nie mense in Pretoria wat ek goed genoeg ken om by hulle te gaan plak nie. 'n Kerel? Vra hy. Nee, kort en bondig. Nou wat van die man wat vroeër vanaand hier by jou gekuier het? Sal hy nie dalk terugkom en in jou gastekamer kom oorslaap nie? 'n Man? Sy draai haar kop skeef. Duidelik het sy geen idee van wie hy praat nie. Man, ek het so groot knaap met 'n Range Rover hier voor jou deur sien stop en uitklim. En jy het baie danig in sy oop arms ingehardloop, wil hy byvoeg. Die Range Rover, dan sink die inligting in. Nee man, dit was my broer en sy vrou. Nee, ek gaan hulle nie eens bel nie. Hulle bly in Bronkhorstspruit en hulle het kinders wat daar vir hulle wag. Dit is te ver om terug te ry en hy het buitendien 'n bier of 3 gedrink. Wat as daar nou padblokkades langs die pad is? Daar is, daarvan weet hy. Maar hoekom laat die brokkie inligting dat die man haar broer is, om so 'n bietjie verlig voel? Hy is mos nie veronderstel om so te voel nie. Wel, ek het 'n gastekamer in my huis en as ek beloof om, begin hy. Daar is nie 'n manier nie. Ek ken jou nog glad nie, Rion, en selfs al was jy nie, sy begin stotter, ek bedoel, al is jy nie, ons ken mekaar nie. Toe maar, ek verstaan, hy glimlag. Sy dink blykbaar dat alles aan hom verlam is en hy gaan haar beslis nie ontnigter nie. Dis nie dat ek gedink het, ek dink nie dat jy London Ripper is nie. Sy vee ergerlik oor haar oë en trek haar skouers reguit. Toe staan sy eenkant toe. Ek is net gewoonlik beter op my eie, so dankie Rion. Die aksie was langsaan en by oom Harties
en toe in my tuin, nie binne in my huis nie. So ek gaan nou slaap as Sergeant Langman en die manne van Buffalo my nie vir nog iets nodig het nie. Net toe kom die ander konstabel met Rion se sleutel na hom toe aangestap. Alles lyk daarom reg hier by jou, meneer. Jy kan maar inry en probeer om vanaand rustig verder te slaap. Al gaan die beroeringe hier rondom jou seker nog vir 'n lang tyd aanhou. En jy kan ook maar gaan, mevrou Stein, sê hulle vir my. Ja, dankie. Dit is iets wat ek beslis gaan probeer doen, om 'n bietjie te slaap. Dit was 'n lang dag en aand. Sy staan weg, maar dan sê sy vir Oulaas, Rion, bel my as jy iets nodig het, of as iets by jou verkeerd gaan. Baie dankie, ek sal, en jy ook, bel as ek kan help met iets. En daar kyk sy hom aan, asof hy die heel laaste persoon is wat sy sal bel, as die aardbol skielik op haar huis val. Maar sy sê nietemin ewe sedig, ek sal, dankie Rion. Hy skakel die kar aan, om by die garage in te trek, en voordat hy dit in drive druk, sê hy, jy moet ook lekker slaap, Carmen. Lekker slaap, Rion. Vir 'n oomblik lyk dit asof sy haar rug op hom gaan keer, en toe draai sy om en kom terug na hom toe. Sy wil weet, koffie, later vanmiddag by my skoonsister bak 'n fantastiese melktert, en daar het meer as die helfte oorgebly, hulle het dit sommer hier by my gelos. Later vanmiddag, sê sy, Rion se oog vang die kar se horlosie, inderdaad is dit al lank verby middernag, die volgende dag. Hy knik instemmend, ja dankie, met 'n melktert vang jy vir my onder 'n wip. En toe vra hy, soos wat iemand in sy posisie natuurlik behoort te doen. Is daar trappe voor of in jou huis? Hoogits ja, net die 2 voor die stoep, maar ek sal jou help om in te kom met jou rolstoel, anders kan ons dalk agterom gaan. Sekerlik sal die liggaam al weg wees teen vanmiddag 4:00. Ag, 2 trappe sal my nie terughou nie, spog hy, of lyk ek vir jou so onbeholpe? Nee, glad nie, sy jok, en damn, dit is vir hom so oulik, ten spyte van al die drama. Rion brei by sy motorhuis in, en wag dat die deur behoorlik agter hom toe gaan. Sonder om die lig aan te skakel, klim hy uit die kar en stap by die huis in en val homself business oor tant Lelani se tweede rolstoel wat altyd in die kombuis geparkeer staan. Skurk, fluister hy teenoor homself, gestel die arme vrou het die aanbod aanvaar om in jou gastekamer te kom oorslaap en gestel sy was nou 'n klein vliegie iewers teen die muur wat jou dophou. Sy sal jou verdoem en haat tot 'n lengte van dae, omdat jy so 'n voorgee is. As hy net seker was, dat hy haar met sy geheim kan vertrou, dat sy nie sal praat nie, sou dit seker beter gewees het, as hy haar in sy vertroue geneem het, en die waarheid kon vertel. Maar in hierdie stadium, kan en wil hy nie eens daaraan dink, dat hy dalk eendag verplig gaan wees, om haar te vertel nie. As hy hier klaar is, as hierdie missie voltooi is, sien Pretoria hom nie sommer gou weer nie. Nee, laat haar maar liewer glo, dat hy 'n onskadelike parapleeg is. Vir haar en al die ander, wat hom hopelik vanaand weer as 'n teiken geïdentifiseer het. Dit was nou lekker dom van jou om die kalmeermiddel wat die paramedici jou aangebied het van die hand te wys, verwyd Carmen haarself, toe sy teen 5:00 die volgende oggend nog in haar bed rondrol. Eintlik sou sy vandag enigiets gedoen het om nie alleen in haar eie huis te wees nie. Rion het opreg en eerlik na haar toe uitgereik. Selfs al sit hy in 'n rolstoel, is hy darm nie heeltemal hulpeloos nie. Met die wete dat daar nog 'n asem in die huis is, wat ten minste kan alarm maak as iets gebeur, sou sy sekerlik lankal soos 'n baba geslaap het.
En as sy geslaap het, sou gister se spooke en haar pa en ma se lewelose gesigte nie nou weer ongevraagd in haar wakker wees kom insluip het nie. Carmen probeer elke dag doelbewus om hulle te onthou, soos wat hulle was terwyl hulle geleef het, en sy doen, maar vanaand dink sy weer aan daardie Saterdag aand. Sy het alleen by hulle op die plaas naby Delmas gaan kuier. Haar man Louis, die polisieman van wie sy later geskei is, het saam met 'n paar vriende gaan jag op 'n plaas naby Musina. Dit was lekker om by haar ouers te wees. Sy het in elk geval elke geleentheid gekies om by hulle te gaan kuier. Hulle sou die volgende dag saam met haar ouboet en skoonskuster van Bronkhorstspruit en hulle 3 kinders gebraai het. Van Delmas af kan sy maandagoggend dou voordag terugry Pretoria toe en werk toe en besteed steeds betyds wees. Pa het goed gesorg vir hulle 3 kinders. Volgens sy testament sou daardie huis en klein hoewe waarin haar ouers in die stadium in Delmas gewoon het, na haar toe kom. Pa se plaas in Bronkhorstspruit was reeds op Werner se naam en hulle suster in Australië het 'n enorme kontantbedrag van hulle ouers ontvang, genoeg om vir haar en manlief en die kleintjie in daai stadium, wat almal nou groot mense is, sy immigrasie te betaal. Saterdagmiddag het Carmen haar Mini, waarmee sy gery het, ouer gewoonte by haar ouers se bakkie en Camry in die garage geparkeer. Hulle 3 het sommer in die kombuis gekuier, terwyl sy en haar ma die slaaie vir môre se kuier voorberei het. Teen 9 was die huis binne donker en almal van hulle was in die bed. Dit was 'n aand soos elke ander een, behalwe dat hulle dalk tot later sou gekuier as haar man Louis by was. Hy het van sy dop gehou en natuurlik sou Louis sy Land Rover sommer daar buite onder die bome laat staan het. Land Rovers, het hy altyd gespot, is nie sissies nie. Eers later het Carmen besef dat dit waarskynlik die rede was hoekom die rowers so uit die veld geslaan was, toe daar skielik nog 'n mens in die huis was, toe hulle 3 uur in die nag toegeslaan het. Hulle het gehoor hoe karring die ouens by die vensters en die deure. Haar pa het uitgeroep, "Staan of ek skiet," en hulle het net gelag, gedink, daar's net 2 ou mense in die huis. As hulle wil inkom, sal hulle, het pa gewaarsku, maar dalk weet hulle nie dat jy by ons kuier nie, Carmen. Jou kar is in die garage, gaan kruip in die aantrekkamer weg en bly daar, onder geen omstandighede kom jy daar uit nie. Nee, ek wil help om ons te verdedig. Geef vir my een van jou revolvers, pa. Haar pa se gesig was spierwit, toe hy 'n revolver in haar hand sit. Verdedig net jouself, maar net as hulle jou per ongeluk ontdek, moenie jou skuilplek verraai nie. Sy kan mos nie net wegkruip en ongedeerd wees, terwyl sy hoor hoe haar ouers vermoor word nie, want dit is wat toe gebeur het, en sy was te laat. Haar ouers het reeds gesigte na onder, in plasse bloed gelê, en toe het sy met die revolver op hulle kom losbrand, daar in die sitkamer. Vele harde misdadigers in die tronke vertel, dat hulle 'n slagoffer se huis vir dae lank dophou, voordat hulle toeslaan, en om een of ander rede, het hulle daardie deel, waar Carmen ingery het, gemis. Hulle was voorwaar uit die veld geslaan. Sy het 2 van hulle gekry, maar die manne wat oorgebly het haar gekry en laat betaal vir die ongerief wat sy hulle aangedoen het om 'n makker of 2 te moes verloor op daardie aand. Word vervolg.